Hoe om beter skoolhoofde te word. Vandag wil ek begin deur die storie van Kaoru Mitoma se universiteitstesis in die liggaamlike opvoedingsveld te deel. Hy is 'n Japaneese sokkerspeler wat onlangs die wendoel teen Engeland op Wembley aangeteken het. Hy het op 18-jarige ouderdom 'n professionele kontrak van die hand gewys om die kuns van dribbel op te fokus. Deur GoPro kopkameras te gebruik, het hy visuele inligtingsverwerking ontleed om homself te leer hoe om 'n opponent se balans die beste te versteur. Hy het geleer om vorentoe te kyk eerder as af en om situasies te herken nog voordat hy die bal ontvang en beheer. Hy het bestudeer watter bewegings, skynbewegings en liggaamshoudings die swaartepunte verander en hom in staat te stel om verdedigers te verbygaan. Hierdie persoonlike toewyding tot selfverbetering het van hierdie Brighton speler wat nou 80.000 pond per week verdien, een van die mees dinamiese en opwindende vleuelspelers in die Prima Liga gemaak. Dinamies, sou ek sê, kan ook gebruik word om 'n skoolhoof se gedrag te beskryf. Sommige meer as ander. En om 'n splinternuwe skoolhoof te hê, kan opwindend wees. Maar selfs die wêreld se beste skoolhoof verdien nie 1,78 miljoen rand per kwartaal nie, wat nog te sê per week. Ons begin nie meer en beter skoolhoofde word nie tensy ons die emosionele volwassenheid en kwesbaarheid het om te erken dat ons nog lank nie die finale produk is nie. Oop om te luister, te leer en risiko's te neem om die beste in onsself, ons onderwysers en ons leerders na vore te bring. Die beste skoolhoofde reflekteer beter. Hulle maak sin van hulle skool se dringende uitdagings. Hulle verwoord hulle gedagtes. Hulle raadpleeg, werk saam, verfyn en deel hul visie. Byvoorbeeld, by Paul Cassar Primêr verbind ons as 'n span onderwysers ons daartoe om die geleenthede, die onderrig en die ondersteuning te bied om elke leerder tot haar absolute persoonlike beste te neem. Die skoolhoofde vereniging funksie, genaamd PET, bestaan om nie aangestelde skoolhoofde te lei om dryfvere of hefbome van verandering in hulle skole te word. Ons kenmerkende intervensie is die GSB se bestuurs- en leierskapsprogram aan die Universiteit van Kaapstad kampus. Julle ken dit almal as 'n oefening in selfmeestering en sistemiese denke wat julle die hulpmiddels bied om professioneel te groei. Ek en my kollega afrigter, Sue Redlinghuis, het ek gevra om met ons te deel wat volgens haar 'n beter skoolhoof gemaak het. Deurlopende leer en om tred te hou met plaaslike en globale leierskapstendense was haar antwoord. Sy sê voorts, ek het die Wits Besigheidsskool se leierskapsontwikkelingsprogram voltooi, wat gelykstaande is aan die GSB prinsipale ontwikkelingsprogram, sowel as verdere kursusse deur hulle oor diversiteit
en multikulturalisme, etiek en bestuur en die ontwikkeling van leierskapsteorie en praktyk en dit in die 20ste eeu te bestudeer. Dit het vir my 'n kennisbasis gegee wat besluitneming, risikoneming, belanghebbende bestuur en reaksie op krisisse beïnvloed het. Dit het 'n lewenslange nuuskierigheid aangewakker om leierskap in beide personeel en leerders te ontwikkel. Keith Richardson, wat kommentaar lewer oor hoe om 'n beter skoolhoof te word, meen dat die lewe se gereelde en onverwagte gebeure as ook teëspoed hom herinner het aan sy kwesbaarheid. Hy het hom gehelp laat realiseer dat nederigheid 'n baie belangrike eienskap is en dat sy kop nie moet swel nie. Ons skoolhoofde dink dikwels ons weet beter. Een praktiese manier om jou praktyk te verbeter, sê hy, is om gereelde skriftelike terugvoering van personeel, ouers en leerders te vra. Dit is waarskynlik die belangrikste leierskapsvaardigheid, naamlik om te luister, deur erkenning te gee, doelbewus en in die openbaar. Daardeur bou 'n mens 'n gelukkige span wat uitnemendheid deur die hele skool bevorder. Keith noem ook die behoefte om sonder 'n spesifieke agenda rond te loop en met mense te gesels wat jy raakloop. Nie net 'n groet nie, maar 'n kort oomblik om mekaar te leer ken, wat 'n lewenslange verbintenis van wederwysige respek begin. Jen Pryor, onderwyser, afrigter en skoolhoof, is 'n blogger wat Keith se benadering ondersteun. Sterk skole, sê hy, word nie van agter 'n lesenaar gelei nie. Wanneer leiers sigbaar is, stuur dit 'n duidelike boodskap aan beide personeel en studente. Ek is betrokke. Ek gee om. Ek is hier om te ondersteun wat die belangrikste is. Kultuur word nie net deur e-posse of vergaderings gebou nie. Dit word gebou in die alledaagse oomblikke. Om by 'n klas in te stap, 'n onderwyser aan te moedig, 'n leerder raak te sien, teenwoordig te wees in die werk. Wat my betref, niks het my meer laat verbeter as om probleme direk aan te spreek nie. Om onderwysers met inisiatief, flair en toewyding te ondersteun. Om moeite te doen, om oral te wees waar leerders is, of dit nou middag, aande of naweke is. Om ander skoolhoofde aktief by hul skole en kantore te besoek. Ek het leergeleenthede gesoek wat deur owerhede, universiteite, vakbonde en skoolhoofdeverenigings aangebied is by te woon. Ek het spreekgeleenthede en paneelbesprekings aanvaar en seker gemaak dat ons skool in die breër gemeenskap verteenwoordig word. Ek het waarskynlik te veel gedoen. Ek kyk terug met ongeloof oor hoeveel van myself ek ingesit het en wonder of ek nie 'n beter balans tussen werk, lewe en gesin moes gehandhaaf het nie. Maar ek het elke dag beter geword. Ek het in Junie 2024 'n brief geskryf getitel Getting Better, om beter te word. Ek wil afsluit
met 'n paar van die belangrikste punte daaruit. Eerstens, skoolhoofde word dikwels saam beter, net soos onderwysers. Tweedens, om beter te word, moet 'n mens kyk hoe lyk beter. En derdens, wat uitstaan is hoe moeilik dit is om beter te word. Ja, moeilik. Dit gebeur nie outomaties met ervaring nie. Dit gebeur met 'n plan, 'n groei, ingesteldheid en 'n bereidwilligheid om die werk in te sit.